Welkom by lesing 32, wat 'n wonderlike voorreg. Ons het nou laasweek so 'n bietjie lekker 'n kontroversiële onderwerp gehad, so ek gaan vertrou dat jy dan ook jou taak gedoen het of nog steeds besig is met hom en bietjie daaroor besin het. Ons praat vandag oor beantwoord God alle gebede. Beantwoord God alle gebede. Deel 3 van gebed is baie belangrik. Daar is baie fasette van gebed en 'n mens moet gebed reg verstaan. Kom net weer terug by die basiese dinge om te sê dat gebed is werk. 'n Mens moet regtig werk met gebed. So jy moet dit ontdek en jy moet verstaan waaroor dit gaan. En dis hoekom ons hier is. Dis hoekom jy 'n Bybelskool doen, is om te ontdek en presies te weet waaroor dit gaan in jou eie lewe. Jy doen hierdie om jou eie kennis met God op te doen en van God al woord te kry. En natuurlik dan kry jy ook die groen lig, dan ook om die evangelie te verkondig en om dalk 'n bidder te word, om te sê, Here, maar ek is lief vir bid, of ek verstaan gebed en ek kan dalk 'n rol speel iewerste in die liggaam van Christus. En dit is so belangrik. Weet jy hoe wonderlike voorreg dit is om dalk so talent te kan hê, 'n gawe te kan hê, om te sê, ek kan hierdie rol in die liggaam van Christus speel, om te glo wat God kan doen deur gebed. Nou goed, ek bid nou vanmôre en ek vra die Heilige Gees en vertrou die Here vanmôre om vandag vir ons te help deur hierdie opleiding en deur hierdie deel te kan gebruik. En daarom is dit belangrik dat jy ook oor hierdie woord sal bid. Goed, kom ons spring weg. Baie mense het onderskeie opinies op hierdie vraag. Elkeen het sy eie opinie rondom dit, hoekom God dit nie beantwoord nie. Party mense dink God wil dit nie antwoord nie, party mense dink baie ander dinge. Maar ek dink God hanteer elke gebedsversoek op 'n afsonderlike na mate sy wil. Onthou, dit is baie belangrik. En dit sien ons ook in Matteus 6, hoe Jesus gebid het, toe sy disippels hom gevra. En ek dink dit is hoe die Here, my opinie wat ek kan gee, hanteer elke gebedsversoek na mate sy wil. Hy mag die antwoord onmiddellik verskaf, natuurlik ja, of soos in die geval daarvan Eksodus 14, onthou julle daar in vers 15 en 16, toe vra hy vir Moses, waarna roep jy na my? Wat roep jy na my? Onthou julle kan dit gaan lees, Eksodus 14 vers 15, Eksodus 14 sê die Here, daar sal wees stil, ek sal vir jou veg, en dan kom en dan sê hy, wat roep jy na my? So onmiddellik antwoord hy dan vir Moses, so hy kan onmiddellik antwoord, en hier kom hy aan hy antwoord en hy sê, steek jou staf in die see en kloof dit oop. Want hulle staan nou hier, hulle staan voor hierdie rooi see en hulle weet nie wat om te doen nie. En ek dink dis dalk 'n manier hoe elkeen van ons baie keer voor ons eie rooi see staan en ons het dalk 'n onmiddellike antwoord nodig. En ek sê weer, na mate sy wil, kan hy en sal hy jou antwoord. Hy kan onmiddellik antwoord, hy hoef ook nie onmiddellik te antwoord nie. Daar is tye wanneer God se tydsberekening anders is as ons tydsberekening. En dit is baie belangrik. Die tydfaktore, dit moet 'n mens verstaan en ek gaan nou iets om dit sê. As gevolg van ongeduldigheid, en ek het al baie my vingers gebrand as gevolg van dit, sal ons baie keer op dadelik gouer 'n antwoord wil hê. Maar weet jy, God sien dit heeltemal anders. As ek kyk na my eie lewe, ek wil iets oor my eie lewe sê, kyk ek baie maal terug, hoor gou baie mooi, en ek dan kom, hoor baie mooi wat ek sê, dat hy nie wat ek as belangrik beskou het op daardie oomblik my geantwoord het nie. Want dit sou 'n hele ander motief, 'n verkeerde motief gewees het, of iets anders te uitgedraai het. God sê nee, en God gaan sê nee, en hy mag sê nee, en hy sê ja, en hy sal sê ja, en hy mag sê ja. Maar God sê nee vir sekere van ons gebede, hoor mooi. En baie keer is dit nodig vir ons eie beswil. Kyk so daar. Ek sê altyd, dit is waarna ou gaan kyk. Is dit ter wille van ons eie beswil? En as ons dit dan aanvaar, sonder om sy arm te draai. Party mense gaan 'n kompromie aan. Weet jy, dit is mense wat sê, ek het al gesê, as die Here my gebed antwoord, sal ek hom dien, sal ek my tiendes gee, sal ek kerk toe kom. Hulle wil sy arm draai, hulle wil eintlik 'n kompromie met hom aangaan, net dat hulle op daardie sekere oomblik wil hê God met hulle gebede beantwoord. En dit het God 'n jaar, 5 jaar, partykeer 10 jaar, miskien 10 jaar, ek onthou al, geneem om my gebede te beantwoord. Ek het al baie lank gewag en ek sê dit vandag oop en eerlik. Ek het al 'n jaar, 5 jaar, 10 jaar al gewag dat God my gebede beantwoord het. En ek kan vir jou getuienis gee daarvan. En dit mag dalk vir party mense baie teleurstellend wees. Kom maar vir jou eerlik sê, selfs in my wagtydperk was dit vir my teleurstellend. Teleurstellend met vrae van hoekom, Here, waarom?
ek doen tog die werk, hoekom dan nie so nie? Wat gebeur? Maar weet jy wat? Maar as ons gaan kyk, dan sien ons verseker hoe God se tydsberekening perfek is en sy tydsberekening perfek was, veral in my eie lewe. Hy mag dalk jare neem, hoor dan mooi, om jou gebede te beantwoord, maar hy is altyd op tyd. Ek wil dit vandag vir jou sê, ek wil jou bemoedig met dit vandag, jy moet dit neerskryf. Hy is altyd op tyd. Onthou, ek wil jou 'n gedeelte vertel en ek wil hê jy moet hierdie gaan lees en jy moet vir my in jou taak en jou opdrag skryf, jy het dit gelees, jy gaan dit kry. Onthou hoe Jesus getalm het, hoor baie mooi. Onthou hoe Jesus getalm het, toe Martha en Maria hom nodig gehad het, toe hulle broer Lazarus gesterf het. Stuur, gaan roep vir Jesus, ons broer Lazarus is besig om te sterf. Maar Jesus het getalm. Hy het nie dadelik gekom nie, hy het nie ag gegee dadelik en onmiddellik op hulle gebede nie. En toe lees ons in die woord sê, toe Jesus daar opkom, was hy al 4 dae dood. Hy was al meer as 3 dae dood. En daai tyd het die Jode geglo, die Gees bly saam, maar die 3de dag kan goed gebeur. Maar toe hy daar kom, toe sê Martha en Maria, Here, hoekom kom jy nou eers hier aan? En ons sien hoe die Here getalm het. En so kan die Here dalk talm in my en jou lewe, en ons sien dit. Gaan lees dit in Johannes 11 vers 1 en 3 tot 43, gaan sien dit. Ek wil vanmôre 'n gedeelte gou saam met jou lees, of vandag 'n gedeelte saam met jou lees. Jesaja 55, wel bekende gedeelte, en ek gaan lees daarvan in vers 8 en 9. En jy kan op die skerm lees, jy kan dit in jou Bybel lees, want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle weë is nie my weë nie, spreek die Here. Want soos die hemel hoër is die aarde, so is my weë, hoor mooi, so is my weë hoër as julle weë, en my gedagtes hoër as julle gedagtes. En dan gaan ek gou aan met die welbekende gedeelte, en dit moet ons in konteks verstaan. Jeremia 29 vers 11. Hy sê, want ek weet watter gedagtes ek gaan gaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes, hoor mooi, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. God se planne vir ons as sy kinders is om ons 'n hoopvolle toekoms te gee. Wat sê die Bybel oor gebed? Kom ons kyk, wat sê die Bybel oor gebed? Ons word aangemoedig om met geloof te bid. Eerstens, geloof en gebed loop hand in hand. Dis 'n eenvormigheid, dis iets wat hand in hand met mekaar loop. Ons moet dan tweedens bid volgens die wil van God. 'n Lewe van gehoorsaamheid leef en opregtheid teenoor God. En 'n opregtheid teenoor God beïnvloed ons gebedslewe. Ek wil hê jy moet hoor vandag, jy kan nie lewe soos jy wil nie. Jy kan nie ongehoorsaam lewe. Een keer op 'n Sondag, een keer 'n maand op 'n Sondag, of dalk gereeld Sondag kerk toe kom, maar dit beïnvloed jou gebedslewe omdat jy in onheil of in ongehoorsaamheid lewe. Nee, 'n mens kan nie dit verwag van God nie. God kyk nie net na woorde nie, hoor baie mooi. Hy kyk en luister nie net na jou woorde nie, maar hy is ook die beoordelaar van die hart. Hy besny die hart van elke bidder. Daar skryf Dawid in Psalm 139, 23 en vers 24, dan kom en dan sê hy, deurgrond my, o God, toets my hart, ken my gedagtes, en kyk of daar nie by my 'n weg is van smart nie, maar lei my op die ewige weg. Dis baie belangrik, dis iets wat ons moet verstaan. Waarom sommige gebede nie beantwoord word nie? Kom ons kyk gou, ek het so 'n paar punte bymekaar gesit. Hoe mense kyk daarna, verwysing terug na die woord van die Here, nie my eie opsommings nie, nie uit my eie uit nie, ek het jou nou 'n gedeelte van my eie lewe vertel, hoe lank die Here al gevat het, maar hier is 'n paar belangrike Bybelbeginsels, hoekom God nie gebede beantwoord nie. Goed, die eerste een is, ons vra nie volgens God se wil nie. 1 Johannes 5 vers 14 leer dit vir ons baie duidelik, hy leer dat God ons hoor wanneer ons volgens sy wil vra. Dis wat hy ons leer. Matteus 6 sien ons dieselfde, die tweede ene is verkeerde motiewe. Jakobus 4 vers 3 sê dit vir ons baie duidelik, sê dat mense soms nie ontvang nie, omdat hulle bid as gevolg van selfsugtige bedoelings. Hulle gebruik net God wanneer dit moeilik gaan. Hulle gebruik net wanneer hulle iets wil hê, dan wil hulle bid. Maar dis selfsugtig. Hulle het geen persoonlike of intieme verhouding met die Here of die Heilige Gees nie. En daarom is dit verkeerde motiewe. En daarom antwoord God nie die gebed nie. 3. Onbeleide sonde en ongehoorsaamheid. Verskonings, kompromis, ons kan kyk daarna. En ons sien in Jesaja 59 vers 1 en 2 is 'n baie goeie voorbeeld. Die Bybel leer dat aanhoudende ongehoorsaamheid die verhouding met God kan beïnvloed en ons gebed dan met God kan belemmer.
Dis baie belangrik dat ons daarna kyk. So dit is iets wat ek en jy moet sien daarna. So ek wil net hê jy moet vandag dit verstaan, geliefde. Dit is so belangrik. So oké, kom ons kyk gou weer verder. Dan kyk ons kyk gou terug. Hoekom God nie ons gebede beantwoord nie? Kom ons kyk gou weer 1. Ons vra nie volgens die wil van God nie. 2 verkeerde motiewe. Dan het ek nou net oor 3 gepraat, dis die onbelyde sondes en ongehoorsaamheid. En dan kyk ons na 4. 4 gebrek aan geloof en vertroue. Goed, wat sê die Bybel? Die Bybel sê Jakobus 1 vers 6 tot 7. Hy sê moedig gelowiges aan om in die geloof te bid en nie te twyfel nie. Wanneer ek vir jou bid ek, want ek weet ek is in die geloof, ek bid tot God die Vader en ek weet wat hy kan doen, die wonderwerke wat hy kan doen en wat hy in jou gaan doen. En jy moet nie twyfel nie, want die duiwel kom saai die saad van twyfel in ons. OK, goed. 5. God se tyd is anders as ons in. Ek het daaroor gepraat, jy moet baie mooi luister en dit is so belangrik. Soms is dit 'n antwoord wat ons nie wil hoor nie en die antwoord is nee, maar ek wil vandag vir jou sê, nie noodwendig nee omdat dit nee is nie, maar nie op daai oomblik nie. God kan met jou praat, maar nee, wag op God, wag vir sy tyd en jou in sy tydsberekening en jy sal sien hoe belangrik dit is. 6. God het 'n plan. God het 'n plan. Soms weerhou God iets omdat hy altyd iets beters het vir jou op daardie oomblik. Of hy gee miskien dalk vir jou in jou lewe op daardie oomblik, is dit nie 'n gepaste doel in jou lewe wat jy moet doen nie. En ons kyk terug miskien byvoorbeeld soos in die lewe van Paulus, en die apostel Paulus, daar in 2 Korintiërs 12, onthou julle daar in 2 Korintiërs 12, toe daar 'n doring in sy vlees was, wys God nog steeds die genade. Soms antwoord hy, maar hy verwyder nie noodwendig altyd die probleem nie. Maar hy antwoord en hy gee vir ons die genade. En dit is baie, baie belangrik. En dit is hoe ons daarna moet kyk. Dit beteken nie, ek wil hê jy moet hoor vandag, dat elke onbeantwoorde vraag, en ek sê nie hoekom God jou gebede nie beantwoord het nie. Ek wil vandag vir jou sê, dit beteken nie dat elke onbeantwoorde gebede die gevolg van sonde of swak geloof is nie. Dis nou glad nie wat ek sê nie. Ek wil net hê jy moet baie duidelik hoor. Die Bybel bevat die voorbeelde en die getrouheid van die gelowiges en hoe lank hulle ook moes wag. Gaan kyk 'n bietjie daar en dit is so belangrik. Goed. Ek wil graag hê jy moet hierdie volgende opdragte vir my uitvoer. Hierdie is baie baie belangrik. So die opdrag is waarom God sommige gebede nie beantwoord nie. En bestudeer vir my hierdie. Wat sê die Bybel oor onbeantwoorde vrae? So hier is die opdrag. Gaan lees met die volgende skrifgedeeltes en jy moet dit aanteken in jou Bybel. 1 Johannes 5 vers 14 tot 15. Jakobus 4 vanaf vers 2 tot 3, Jesaja 59 vers 1 tot 2 en dan 2 Korintiërs 12 vanaf vers 7 tot 10 oor Paulus. Nee, goed. Hier is die vraag. Vraag 1: wat beteken dit om volgens die wil van God te bid? Wat beteken dit om volgens die wil van God te bid? Noem 3 redes wat die Bybel gee waarom sommige gebede nie beantwoord word wat ons soms verwag nie. Waarom, of gee 3 redes waarom die Bybel, noem 3 redes wat die Bybel gee waarom sommige gebede nie beantwoord wat ons soms verwag nie. 3. Wat kan ons leer uit Paulus se gebed oor die doring in die vlees? Nou goed, daardie 3 vrae moet jy vir my antwoord saam met jou skrifte en dan gee ek vir jou 'n opstel wat jy vir my moet skryf. Niks minder as 200 woorde nie, tussen 200-300 woorde. En vat tyd, bid daaroor, vat jou tyd om hierdie taak uit te voer. Hierdie is belangrik en dit is so, hoe meer jy gaan skryf, hoe meer gaan jy hierdie intieme verhouding kry. En ek wil hê jy moet vir my skryf, wat is gebed? Wat is gebed? So jy moet vir my skryf, hier's 'n paar wat jy vir my moet insit. En dan die ander een is, waarom God nie altyd gebede beantwoord soos ons vra nie? En 3, hoe geloof en vertroue in God ons help wanneer ons op sy antwoord wag? Goed, ek wil gou dit weer noem. Tussen 200 en 300 woorde moet jy vir my skryf, 'n opstel, 'n kort opstel. Jy kan langer skryf. Wat is gebed? Waarom God nie altyd gebede beantwoord soos ons vra nie? Hoe geloof en vertroue in God ons help wanneer ons op sy antwoord wag? So jy gaan dit skryf en hoe meer jy dit skryf en hoe meer jy dit gaan kom, hoe meer gaan jy verstaan wat dit beteken in jou eie lewe. En jy gaan vindingryk besef wat God vir my en vir jou wil gee deur al hierdie dinge.
Dankie dat jy saam geluister het, gaan doen hierdie taak, doen dit met liefde, doen dit regtig met die ywer daarvan. Alles wat ons doen, doen ons tot in verheerliking met God se woord. Amen, geseënde dag, dankie.